Groete in die kragtige naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament het lees met die doel om ons Christene te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis, ook om die Nuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met die Handelinge hoofstuk 6 en die opskrif lees: 7 mans word vir 'n spesifieke diens in die gemeente gekies. Naarmate die aantal gelowiges steeds toegeneem het, het daar klagtes gekom. Die Grieksprekendes het gekla oor die daaglikse verspreiding van kos aan hulle weduwees. Hulle het beweer dat die Aramees sprekendes hulle afskeep. Die 12 roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: ons as apostels behoort ons besig te hou met die verkondiging van die woord van God, nie met die verspreiding van kos nie. Medegelowiges, kyk uit vir 7 mans onder julle wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel. Ons sal dan al ons tyd bestee aan gebed en die bediening van die woord. Die voorstel het by almal byval gevind en hulle het die volgende mans verkies: Stefanus, 'n man vol van geloof en die Heilige Gees; Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nicolas van Antiochië, wat voorheen 'n Joodse proseliet was. Hierdie 7 is aan die apostels voorgestel en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê om hulle vir hulle taak toe te rus. Die woord van God het verder versprei en die aantal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot klomp priesters het gelowig geword. Stefanus, 'n man vol van God se genade en krag, het wonders en groot tekens onder die mense gedoen. Op 'n dag het 'n klompie lede van die sogenaamde sinagoge van die vrygelate slawe met hom in debat getree. Hulle was Jode wat van Cyrene en Alexandrië en van die provinsie Cilicië en Asië gekom het. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid en die gees waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mans omgekoop om oor Stefanus te jok en te sê: ons het hom beledigende dinge teen Moses en selfs teen God oorsê. So het hulle dit reg gekry om die skares en die familiehoofde en die skrifkenners op te sweep. Die het Stefanus gearresteer en hom voor die Joodse raad gebring. Die valse getuies het gesê: hierdie man hou aan om afbreken van die tempel en van die wet van Moses te praat. Ons het hom geregtig hoor sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal verwoes en die tradisies wat Moses vir ons gegee het sal verander. Al die raadslede het stil na Stefanus gekyk en gesien dat sy gesig soos die van 'n engel skitter. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.